Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 91 of the Afrikaans reading of the Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly, and all the various publishers and proofreaders and so on, and the financiers. Please obtain your free copy from the IDM 031-304-6883, from the IPCI 031-306-002607, from the MJC 021-684-4606, or from Muhammad's Hardware 012-374-6102. And this copy I obtained it from Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 91, hoofstuk 4, die vroue, Surah 4 An-Nisa. Afdeling 13 van hoofstuk 4, die moordenaar van 'n moslim. Dit betaam nie 'n gelowige om 'n ander gelowige te vermoor nie, tensy dit per ongeluk gebeur. En wie 'n gelowige per ongeluk doodmaak, moet 'n gelowige slaaf bevry en bloedgeld aan sy mense betaal. Wie is die mense? Die erfgename. Aan sy mense, die erfgename, betaal, tensy hulle dit uit liefdadigheid kwytskeld. Maar as die oorledene 'n gelowige uit 'n ongelowige stam is, dan is die bevryding van 'n slaaf voldoende. En as hy aan 'n volk behoort met wie hulle 'n verbond gesluit het, dan moet die bloedgeld aan sy mense betaal word, tesame met die bevryding van 'n gelowige slaaf. Maar hy wat nie die vermoë daartoe besit nie, moet vir 2 agtereenvolgende maande vas 'n boetedoening aan Allah. En Allah is alwetend, vol wysheid. En wie 'n gelowige met opset doodmaak, die hel sal sy deel wees. Daarin sal hy bly. Allah se toorn is op hom. Hy het hom vervloek en vir hom word 'n groot straf voorberei. And I'm appealing to our own people in South Africa, on the African continent and elsewhere. We've got one of the highest murder rates in the world. Please do not go about murdering people, raping people, killing people, committing crime, breaking into people's homes. Please remember, you are earning the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, because guaranteed there is a day of judgment. Asseblief mense. O julle gelowiges, wanneer julle in die weg van Allah opruk, stel eers ondersoek in en sê vir niemand wat julle in vrede groet. U is geen gelowige nie. Soek altyd die goeie in hierdie lewe. By Allah is goeie in oorvloed. Julle was voorheen ook so. Dit wil sê ongelowig. Maar Allah het aan julle sy guns bewys. Stel daarom eers ondersoek in. Voorwaar Allah is altyd bewus van julle dade. Die onwilliges tussen die gelowiges, met uitsondering van die met liggaamsgebreke,
is nie gelyk aan hulle wat met hul rykdom en persoon hard in die weg van Allah strewe nie. Allah het hulle wat so strewe stap vir stap bo die draadsitters laat uitblink. En aan elkeen het Allah vele gunste beloof, en Allah sal die strewers bo die draadsitters bevoordeel met beloning, 'n groot vergifnis en barmhartigheid. En Allah is vergewensgesind, genadevol. Please join me in the next episode, which is episode number 92 of chapter number 4. Alhamdulillah Rabbil Alamin.